Ek gaan baie keer moeilik maar ja. En die Here het vir my gesê, my kind, hou vol. Hou moed. En hou my naam. Amen. As ons God se naam omhoog hou, en ons glo, en ons vertrou, gaan daar 'n verandering in ons bepaal. Woord van die Here sê, so daar gaan verandering plaas. Ek het verlede week gepraat oor die vyande van jou geloof. En ons het die eerste keer was gewees, die afwesigheid van die vertroue in jou geloof. Eerste vyand beteken. Die tweede vyand wat ons het, die gebespreek het, is met die onkunde wat ons het teenoor God, of van God. Omdat ons nie die kennis het, en nie die woord lees nie, is ons onkundig oor die woord en die woord van God. Ek wil vanmôre aangaan, maar wanneer moet asseblief vandag luister. Ek wil net ons vanmôre kyk na die derde vyand van ons geloof. Die derde vyand is vanmôre die oorfokus op die menslike gevoelens. Ons oorfokus op menslike gevoelens wat ons het, en van ander mense se gevoelens so, dat dit ons geloof en ons geloof vir God afbreek. Maar pastoor, dit is nie waar nie. Kom ek vertel vanmôre vir jou. As jou geloof berekenis en gebaseer is op wat jy vanmôre sien, wil ek vir jou vanmôre sê, het jy geval in jou geloof teenoor God. Halleluja. Amen. As jy hanteer om te werk op die dinge wat jy sien, het jy jou geloof alreeds verloor. Want die woord van God sê ons is nie teen vlees, ons kan weggesê teen vlees en bloed nie, maar teen die bose geeste wat in die hemel is. Jy kan die bose geeste nie sien nie. So hoekom wil jy op jou sig vanmôre weer en sê, Here, wat ek wil sien, waar is die geloof? Jy gaan dit nie sien vanmôre nie, maar wat jy dit wel gaan weet, is jy gaan dit voel as God se geloof begin werk in jou. Dan gaan jy dit voel. Jy gaan sien met jy maar bestoor. Ek voel baie keer, voel ek nie as die geloof van God werk nie, of die geloof in my is, en dit tot werking gedrewe word nie. Dan wil ek vanmôre vir jou sê, as jy dit nie kan voel nie, het jy jou gevoel vir die geloof van God verloor. As gevolg van twee dinge, is jy nie die woord van God bestudeer nie. En jy het nie God op sy woord gevat, wat sê, ek sal jou nooit begewe, of jou verlaat vanmôre nie. Maar ons het vanmôre as kind van God, ons geloof verloor, omdat ons kyk op die menslike dinge daar buite. Ons wil nie daar buite sien, maar ek wil sien, dat God werk. Ek het vir jou baie slegte nuus. Jy gaan dit nie sien. Al wat die Here kan sien is as jy geloof en jou vaste vertroue op God se geloof so erg was, dat jy die dinge sien gebeur, dan sal jy dit sien. Maar jy gaan dit nie sien vooraf. So jou sê, ons is baie keer as kerkmense, of wat ek sê, as geliefdes, kyk ons, of ons sien wat gebeur. Wie nou voor gesê, maar ek voel dat die Here my gaan help. Ons wees jy. Ek voel dat God my gaan help. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy kan dit alleenlik voel, as die aanraking van God is. En hoe vind ons die aanraking van God? Is om God se woord te bestudeer en in te neem. Dit wat God se woord is. As jy vanmôre net as jy vanmôre net dink om op die sig die geloof te kan sien, maar ek vanmôre vir jou sê,
het jy klaar geval. Want daar is 5 ander sintuie van jou liggaam, wat baie belangrik is saam met jou sin. Dit is jou gesig, dit is jou gevoel, dit is jou hande, dit is jou ore, dit is jou mond en spraak. As jy net op God probeer rig, net op jou sin, gaan jy val op God se geloof in jou liggaam in jou lewe te kry. Jy gaan val, want jy gebruik die ding. Maar daar is nog iets wat in ons pad staan vir hom. Emosies. Halleluja. Pastor, ek wil nie dit nie, ek wil nie dat nie. Want God sien my nie raak nie. Nou wil ek die vraag vir jou vra, hoe sien God jou nie raak? Hoekom sien God jou nie raak? Jy klaar, God sien jou nie raak nie. Hoekom sien hy jou nie raak? Want jy het geloof in jou vertroue in God geloof. Omdat jy jou geloof en jou vertroue in God verloor het, sien jy God en so jou nie lekker raak. Ek wil vanmôre 'n stelling maak. Ek staan al in die deur. Jy kom uitgestap, maar jy was seker nie week. En ek vra vir jou, broer, hoe gaan dit vanmôre met jou? Wat sê die man antwoord? Nee, seker maar goed, pastoor, het sal alright. Dan wil ek vanmôre vir jou vra, hoe bieg jy? Sodat jy so sê, wat vir God sê nie? Want as jy geloof in God gehad het, en die oog gerig op God, en die vertroue in die geloof, sal jy gesê, pastoor, deur God se genade, gaan dit vanmôre goed. God het my aangeraak, hy het my genees van my siekte. Want ons kyk op die liggame, en op die persoonlike dinge, in jou God se woord. In die tekstvers 2 Korintiërs 5:7 sê vir ons, want ons wandel deur die geloof en nie deur die aanskouing. Halleluja. As jy wil loop van aanskouing, moet jy vanmôre vir sê stop, maar loop deur die geloof. In die teks wat ek ons vanmôre sê, geloof is nie sin. Dit is waar. Dit is geestig. Geloof is nie sin nie. En sin is ook die geloof. Jou sin is nie geloof. En geloof is ook nie jou sin. Dit is vir my vanmôre 2 teenoorgestelde dinge. Sin en geloof. Dis 2 verskillende dinge vanmôre. Dit kan nie daarmee mekaar kom en een word en jy kan geloof begin sien. Jy sal geloof kry in die woord van God en God aanbid, dan sal jy dit kry. Hy sê vir ons, sig laat jou wat. Maar wat sê jy dit? Die Bybel is. En geloof waar dit jou dink. Geloof wat jou dink. God. In die woord van God. En dit wat hy vir ons in sy woord gesê het. Maar ons daar is 'n manier om die vyand vermoor te wen van sin. Hy sê vir ons jou geloof lewe groei op grond van die hoeveelheid voorverwerking wat jy in jou hart gelos het. Geloof versterk as gevolg van die hoeveelheid woordsverwerking wat jy in jou hart gestoor het. Wat dit vanmôre
waarvan jy val, en dit gaan vir jou moeilik wees om te glo, dat dit wat God in sy woord gesê waar. Romeine 10 vers 17 sê vir ons, die geloof is dus uit die gehoor. En die gehoor is deur die woord van God. Wat sê dit ons? Die geloof is deur die gehoor. Wat het jy gehoor? Ek het gehoor dat God wonderwerke kan doen. Ek het gehoor dat God sê ek kan berge verskuif. Ek het gehoor dat God vir my sê ek kan die hande op die siekes lê en hulle sal gesond word. Ek het gehoor dat die Here sê in die woord sê dat ek kan 'n berg kan versit en vir die berg sê werk nou vanmôre in die see. Ek het gehoor dat die woord van God sê wat jy kan vanmôre vir die duiwel sê vat jou tassie, pak hom met jou pad. Jy het nie nodig om bang te wees nie, want jy het die woord van God gekry en het gehoor en jy het gesien. Omdat jy sien het gehoor dat die woord van God in die vir jou gee. As jy nie vanmôre uit volheid van die geloof in jou binneste het nie, gaan jy vanmôre swaar kry om dit te kan hê. Dit beteken dat geloof in die woord baie lekker die geloof en woord is synoniem geword. As jy spoken is, wat beteken synoniem? Dieselfde. Ja. Geloof en die woord is dieselfde. Halleluja. Want jy dit op mekaar sit, is wat jy dan glo in die woord en in jou geloof. Handelinge 17 vers 11 sê vir ons. En hierdie mense was eenmoediger as die in Thessalonika. Hulle het die woord met alle welwilligheid ontvang. En elke dag die skrifte ondersoek. Te sien of hierdie dinge so was of nie so was. Met ander woorde, dit sê vir ons moet die woord van God ondersoek. Dat die Heilige Gees vir jou kan sê, dit is so of dit is nie so. Maar jy moet geloof nie. Jy moet God se woord bestudeer om te kan raak sien vanmôre wat God in sy woord vir elke kind van hom beloof het. Pastore en predikers spreek baie. Die woord van God sê, moet net verkeerd van ons aan die luister mooi. Preek baie sê, die woord van God sê, ek sal jou nooit begewe of verlaat nie. Glo jy dit? Hoekom glo jy dit? Dat sal my ontbreek. Met ander woorde, ek sê, dit sal net is. Dit is 'n belofte van God. Maar moet jy daarvan kennis neem? Omdat die pastoor dit elke Sondag gepreek het, en of jy dit nou raak gelees het, dit nou raak gelees. So jou geloof het vir jou gesê, die woord van God sê, ek sal jou nooit begewe of verlaat. Ek glo dit. Dan wil ek jou vraag vanmôre sê. Hoekom glo jy dat nie as God vir jou sê kan jy gelees nie? Hoekom glo jy nie as God vir jou sê jy moet dit en dat gaan dan weer en maak disippels van alle nasies? Hoe glo jy dit? Raak jy selektief op wat jy wil glo? Raak ons selektief. Maar wat ek vanmôre sê, ons breek af ons geloof. Ons moet nie selektief begin raak. Ons moet glo die woord en die woord wat God vir ons gegee in ons harte bewaar. Dan die tweede ding wat jy wil afbreek. So wil ek dit op aanbreek. Jou tongkie, jou mond.
Dit kan jou geloof verskrik maak. Wat is jou medemens? Want as jy nie kan goed praat van die leiderskap. Nou wat ek vanmôre vir jou vra. As jy wil sê, as jy nie van God kan praat goed nie. Wat maak jy? Jy breek God in sy woord af. Jy breek dit totaal en al af. As jy nie kan goed praat van die woord van God nie. As jy nie kan goed praat oor God nie. Wil ek vanmôre vir jou sê, bly eerder stil. En hou jou mond toe. Want as jy nie van God se woord en van hom kan mooi goed praat nie, sal jy die ewige lewe nooit sien. Jy gaan agterbly. So jy kom in baie moeilik. Dan jou voetspore vanmôre. Jou voetjies. En toe die baan te geloop. En hoe stap die mense? Kom ons wees dat eerlijk, en wie het al gesien, ek het al baie gesien. Hoe loop een persoon baan? Kom. Hy het nie anders aan die gang, hy moet baan. Hy moet net opkoop en twee. Dis die waarheid. Hoe kom die mense kerk toe? So asof jy teruggehou word. Want ek wil vanmôre vir jou vra, hoekom hardloop jy nie na die diens toe nie? Want jy daar nie net 'n happy hour nie, jy het 'n dubbele happy hour by God se werk. Jy gaan dubbel kan wat jy moet kry. Dubbel kry. Maar jy kom ongedoen kerk toe, asof die wêreld op jou skouers is. Jou voete is nie saam met jou brein nie. Is nie saam met die geloof nie. Want jy wil stap net waar jy wil stap. Maar as jy moet stap in die geloof, is dit op die Christenskap stadig geword. Hulle is nie meer so opgewonde om by die kerk te kom. Hulle is nie meer so opgewonde om by die kamer te kom, om te gaan bid en sy woord te lees nie. Want as jy geloof verloor, en dit alles, omdat hy nie God eerste gestel het. Die laaste vyand vermoord. Vierde vyand van jou geloof is die geestelike bysiendheid. Jou geestelike bysiendheid is 'n vyand teen jou geloof. Halleluja. Hy sê vir ons, ek wil die woord gebruik, ek wil dit verander, ek wil nie geloof die bysiendheid, wat ek vanmôre noem, dat dit is, ek wil dit vanmôre die woord gebruik, my hoop nie, geestelike bysiendheid is baie veel. Wat beteken die woord? Baie opja is wanneer geestelike mense baie keer twyfel of God werklik beloof het wat hy beloof het in die woord. Het God regtig gesê dat ek moet sterk geloof? Het God werklik gesê dat hy sal my bystaan? Het God werklik gesê dat hy sal my genees? Het God werklik gesê dat hy sal my nie vergewe of verraad nie? Het God werklik gesê, ja, werklik? Het God het vir jou gesê? Nou waarvoor het jy vanmôre my hulp hê? Waarom het ons as kinders vanmôre van God my hulp hê in ons binne? Waarom twyfel ons vanmôre oor die vertroue en die geloof wat God vir ons beloof het? Dit breek jou geloof af. As jy begin twyfel, breek dit jou geloof onmiddellik af. Nie môre of oormôre nie. Daar waar jy getwyfel het, is jou geloof daarmee heen. Nou gaan dit aan geloof terugkijk wat nou maklik. Gaan dit met die in jou binnekamer. Van die woord van God, bestudeer dit en bid tot God en sê, Here, verander my sienswyse
sodat dit weer, Here, op die pad kan kom, waar jy wil hê, ek wil môre moet wees. Halleluja, verskoon tog. Dit is baie keer waar ons as kinders van God leer hulle wat aanneem en begin beproef of begin doen wat hulle noem, jy moet verskoon as ek vanmôre noem, prosperity teaching. Maar jy is nie prosperity. Jy is hier om God se woord te ontvang. Jy is hier om jou hart op te maak vir God vanmôre. Ek is nie om prosperity te gee. Jy is hier om God te dien. Of jy dien of jy dien nie. Maar as my plig om jou te sê, hoe jy God moet dien en wat jy moet doen. Maar ek is nie prosperity goed breker nie. Once for all, jy sê, eens gaan ek altyd sê. So jy kan maar sonder wees. Woord van God sê leer. Jy is ook kind van God of jy is. Filippense 4:19 sê vir ons, ek wil jy moet luister. En my God sal elke behoefte van julle vervul. Na die rykdom en heerlikheid deur Jesus Christus. Wat beteken dit? In die gedagte. Dan sê ons in Romeine 4:21 en 22. En Abraham was ten volle oortuig dat hy ook die mag het om te doen wat hy beloof het. Daarom is dit hom ook tot geregtigheid gereken. Hy het geglo. Hy het gereken tot geregtigheid. Maar Filippense 4:19 beloof God dat hy vanmôre beloof aan jou dat hy in al jou behoeftes sal voorsien. Nie net dit of dat, en alles. As jy vanmôre behoefte van God het, en jy vra vir hom, Here, gee asseblief van my meer insig in die woord. Dat dit vir jou gee. Maar jy moet glo dat dit vir jou gee. Here, help my vanmôre dat ek al gesond word. Glo en jy gaan gesond. Here, help my dat ek vanmôre die dinge van my werk verander kan kry, sodat dit beter kan gaan. Glo en jy gaan dit kry. Amen. Jy moet net glo. Vertrou hê. En jy wil hê dat God jou kan help. Jy moet gee, God, jy moet net gesê jy gaan help. Ek wil vanmôre sê, jy kan daai vyande ook oorwig. Jy moet jouself net ten volle oortuig in die woord van God uit, dat as ek glo, al hierdie dinge moontlik is. As ek glo waarlik en vertrou het in die geloof van myself en van God, kan hierdie dinge gebeur. Gaan dit gebeur. En sal dit ook gebeur. Maar jy moet glo en vertrou het in alles wat jy doen. Hy sê vir ons dat as jy op jou knie gaan om te bid, is daar 'n gevoel wat altyd by jou beteken wil opkom. Kom ons sê dit verkeerd te doen. Nou gaan jy vanavond of vanmiddag of vanoggend, jy gaan op jou knie om te gaan bid, wat gebeur? As 'n stemmetjie so begin met jou praat. Begin jy skuldgevoelens hê. Dan begin jy jou geloof verloor en sê, ja, nou ek het 'n bietjie daarvan gemaak, want dit gaan dit werk as ek bid, want jy my help. Jy kan jou geloof afbreek kom. Woord van God sê, hy is getrou en regverdig om jou van jou sondes te vergewe. En ek gaan 'n stelling maak vanmôre. En ek hoop dat jy dit in sal neem op die manier wat ek dit stel vanmôre. God plaas sy genade voor sy witreël. Want die woord sê vir ons, hy is ons genade. Ons is genade God gewek elke dag. Ons haal genade van elke dag
sonder God se genade is jy niks geword. Sonder God se genade is ons absoluut so blou nacht, as ek so kan stel. Hy sê vir ons, in Hebreërs 3 vers 16, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan. Hoekom wil jy bekommerd wees soos jy bid? Jy kan volgens die woord vrymoedigheid na die troonkamer gaan, om te bevrymoedig. En wat gaan jy dan? Hy sê vir ons, sodat ons barmhartigheid kan verkry. God, ek het jy word raak gesien. Jy word gehoor as jy bid. Sodat ons genade kan kry. Vind hom op die regte tyd om te help. Maar baie gesê. Here, ek soek 'n oplossing vir dit. Wat doen ons? Het dit net gebeur? Ek het, ons het het voorbeeld, ek het voedsel nodig. Wat maak jy as kind van God? Of is persoonlijk van dit? Dit gaan half uur voor eten. As ek nog sien hoe hy sê, dan bid die Here, voorsien vir my. Wat gebeur? Geswaarde tyd, 11:45. 10:12. Here, ek gaan bid vir kos, was nie kos. 5:12. Here, dit raak etenstyd, my gesin is honger. Waar is die kos wat ek gevra het, jy moet voorsien? Jy woord sê, jy sal voorsien. Here, waar is die kos? Jy beloon, jy sal vir my voorsien, maar daar is nog nie voedsel op my tafel nie. Wat het jy gedoen? Jy het jou eie geloof net daar en dan afgebreek. Toe, God gaan nie vir jou voorsien. Want sy woord sê, hy sal voorsien op sy tyd. Nie wanneer jy dit wil hê nie, nie wanneer ek dit wil hê nie, maar op die tyd wat het nodig is om te kan bedien. Dan ontvang. 5:12 stap daar iemand in die huis in. Hy kom nog nie kos gehad vir die dag nie. Die stop op kaart net na hom. So. Die Here sê, ek moet dit vir jou vergeet, dit op haar. Wat gebeur dan? Jy het jou geloof verloor. En jy het God kwaad geneem omdat hy op jou tyd vir jou voorsien het. Maar toe die dae nog 'n persoon bykom en God voorsien, wat gebeur toe? Jou tyd en my tyd is nie God se tyd. God sal voorsien wanneer dit nodig is. Daar mag nog 'n bietjie voor welke in jou huiskas gewees het in die volgende keer. Hy het eers voorsien. En die rykdom van sy genade, toe dit nodig was om te voorsien. Ja, jy het voedsel nodig gehad. Maar God het voorsien toe dit waarlik nodig het. Toe daar nog iemand is. Gebed vir hy sê vir ons, Hebreërs 6 vers 15. En so het hy die belofte verkry, nadat hy geduldig gewag het. Halleluja. Kyk, my vrou sê baie keer, ek verstaan waar is wat hy was. Sy sê, jy het nou al veel verlof gehad. En jy nou weer jou geduld weg nie. Om jy jou verlof geplaas. Kan jy jou geduld terug? Geduld is een baie moeilijk, wat ek sê, is een goeie afbreker van geloof. En jy is ongeduldig. Jy wil alles nou. Jy wil alles nou moet gebeur. Alles dit moet word, maar ek soek het nou. Ek wil dit nie môre hê nie, ek wil dit nou hê. Dan kry jy dit vandag, wat wil jy nie? Jy wors dit.
En jy gebruik dit nie soos jy moet gebruik, as jy dit môre gekry het. Jy het nie gedoen daarmee vandag, soos wat jy moes doen môre. Want môre moes jy iets anders gedaan doen. En jou geduld kan vir jou groot afbreek in jou geduld. En ek is baie beskuldig man. Ongeduldig, ek wil dinge nou hê. Ek wil hê dit moet nou gebeur. Maar my tyd is nie jou tyd. Dit is God se tyd. En God se tyd is ons tyd. Jou wil is op die God se wil. En jou weer is op die God se weer. Want God se weer en sy wil is hoër as wat ons weet en ons wil is. So ons moet maar geduldig was, tot God vir ons gee, dit wat ons nodig het. Halleluja. Ons moet leer om geduld te hê soos Abel. Vat jouself van al op sy stoel. God sê vir jou, vat jou kind. En gaan offer jou kind op die berg. Wat gaan jy doen? As pa. Jy gaan dan gaan weg om soek met God. Ek gaan dan gaan weg om soek. Die Here is jy wil ek so doen. Alle respek, Here sê van jou kop af. Hoe wil jy ek op my kind vat om my kind te offer? Waar kom jy vandaan? Is jy lekker? Jy kan dit nie doen. Wat het Abraham gedoen? Here, ek doen dit vir jou. Hy het geloof gehad in God. Sy geloof en vertroue in God was sterk. Want hy die kind gevat. En in die esel gepak. En in die bos die takke gevat. En in die berg opgeloop. En sy seun sê, Dad, waar gaan ons nou heen? En hy het gesê, moenie worry oor my kind. God will provide. God sal voorsien. Dis dit. Daar kom hy op die berg. Jy vertrou God. Jy glo in God se woord. Wat gebeur toe? Dit word tyd om op te offer. Gaan nie. En hy het sy hande vasgemaak. Sy voete vasgemaak. En die altaar gebou. En die tak op die altaar gesit. En hy het vir Isak op die takke gesit op die altaar. Om hom te offer, soos wat God vir hom gesê het, hy moet hom offer. Maar ek glo dat in agterkop van Abraham, het hy geglo nog steeds, dat God will provide the outcome of this situation. God sal dit verander, dat ek nie my seun hoef te offer en dood te maak vir God nie. Maar hy was getrou, hy sal dit gedoen het, as God nie voorsien het. En hy het geglo. Hy het 'n sterk geloof gehad. Toe hy die bes vat, om sy seun dood te maak, toe die geritsel agter in die bos. En toe hy omkyk, toe sien hy die raak, dat God voorsien het om geslaag te word. Hy het geglo, en vertrou die hele tyd in die proses, dat God gaan uitwerk. Maar God het nie vir hom uitweg gestuur, toe hy begin om dommie te pak, of in die pad geloop het. Hy het vir hom uitweg gestuur, die oomblik net voor hy sy seun sy lewe geneem het. So het God vir ons uitweg gegee, vir ons sonde, en vir ons geloof, die dag toe hy sy seun gestuur het, na die aarde toe, om vir ons sonde, op die kruis van Golgotha te staan. Hy het gedoen. Op die laaste het hy gesê, Vader, dat ek kom, en sterf vir die mense se sonde. Hy het geglo, dat as hy aarde te kom, hy kan sê, ek sterf vir jou sonde, ek sterf vir jou ongeregtigheid, sodat jy lewe, en lewe in oorvloed kan hê, as kind van God. Ek wil hê met vanmôre, ek gaan afsluit, sal met my sê, ek gaan vasstaan. Wat jy sal met my sê, ek gaan vasstaan. Halleluja. Ek gaan nie bang wees nie.
wag totdat God die oplossing gee. Dis groot woord. Dis groot woord. As jy as kind van God besluit het, om te sê, ek gaan vasstaan. Ek gaan God op sy woord vat. Ek gaan God vat, en ek sal wag vir 1 miljoen jaar tot God die oplossing vir my gee. Sê ek vanmôre vir jou. As jy bereid is om dit te doen, gaan jou geloof so sterk word. En as jy die geloof het van 'n mosterdsaad vanmôre, in die berge verstaan. Dan gaan 'n miljoen jaar vir jou voel, soos die minuut. Dan gaan 1000 jaar vir jou voel, soos 1 minuut. Maar jy moet vertroue hê in God, en in God se woord. En jy moet vasstaan op sy woord. Jy moet vasstaan in die geloof. Om te sê, Here, ek glo in die woord. Ek glo in die beloftes. En Here, ek vra dat jy al hierdie vyande wat alles vir my afbreek moet wegvat. Dat vanmôre vir jou sê, staan op die voet. As jy besluit vanmôre, ek wil hê die Here moet al hierdie vyande wegneem, wat my verhinder om te glo, dat God werklik in dit wat hy beloof het. Halleluja. Ja, maar glo jy in God se woord? Glo jy in God se woord? Halleluja. Here, ons kom vanmôre na U toe, ons sê, Here, versterk ons geloof, Here. Sodat ons al die vyande wat ons geloof afbreek, Here, kan aanvat en kan vind in die naam van Jesus vanmôre, Here. Dat ons moet losmaak vanmôre, Here. Die salwende krag van God in ons binneste. Dat ons glo dat die woord van God die waarheid is. Dat ons glo dat dit wat God vir ons in die woord gee, gebeur, sal gebeur, Here. Vraag die saam met ons sal beweeg vanmôre, Here. Gaan met ons aan verskillende woordens. En Here, dat ons weer volgende week veilig na die woord van God en na die huis van God toe kan kom. Vra die verdien, maar het genade ons sê nie dankie. Amen. Halleluja.